Welkom terug. Nou, Roan Josh kuier volgende by ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit, 'n stoetbal. Goeiemôre. Môre Jennifer, lekker om by jou te kuier. Man, dit is heerlik om jou weer hier te hê op die geel bank. Jy was eintlik nou lanklaas hier by ons gewees, Ek was 2023 was ek laas jaar. Ek kan dit actually nie glo nie. Regtig? Ja, ek het vanoggend toe ek aan dink, was die keer wat ek gebloos het, dit was 2023. Nou, maar goed, ons gaan jy vanoggend laat bloos nie, maar ek gaan vir jou sê, ek was natuurlik op sosiale media gewees. Ja. En daar is die oulikste foto van jou toe jy nou baie klein was. Ja. En dan vra jy toe nou ook sommer vir jouself, wonder wat sê jy vir jouself gesê het op daai ouderdom. Kyk daai oë. Hy smoes al klaar daar. Ek is so wintig gewees op hierdie ouderdom. Ek onthou my ma het altyd home video's gemaak. Dit was nogal 'n ding wat sy geprioritiseer het. En ek het altyd vir haar gesê, "Mamma, neem my af." En dan staan ek so op my hande, 4 voet en dan skop ek net die een been so uit soos 'n regte Wintie is nie altyd dis dalk selfvertroue. Op daai ouderdom kan 'n mens maar selfvertroue hê, dink ek. As ek nou dit kyk, as ek so, "Ag, Roan, wat het jy gedoen?" Maar anyway, hier sit ons nou. Watter advies sou jy vir 'n jonger Roan gegee het? Ek dink die grootste stukkie advies wat ek vir daai laaitjie sou gee is om homself nie te vergelyk met enigiemand om hom nie. Ek dink vergelyking is seker die grootste die ding wat ons almal die vinnigste onder kry, want jy kyk heeltyd links en regs en jy dink nie aan jou eie pad en dit wat vir jou uitgekerf is en wat jou uniek maak nie. En ek dink is baie belangrik in vandag se sosiale media era om juis dit te doen en om juis jouself nog meer te herinner aan wie wat jy is die enigste in tussen 8 biljoen en dit wat jy kan bied aan die wêreld is perfek en jy moenie probeer om iets anders te wees nie. So ek dink dit is wat ek vir hom sou sê, want hy het homself deur baie seer gevat omdat hy homself vergelyk het met mense en ek dink sal seker die een ding wees wat ek vir hom sal sê, moenie dit doen nie, seun. Ek dink hy is mooi gesê en ek dink ook sommer 'n lewensles vir meeste mense en meeste van ons, want ek dink ons almal is geneig om op een of ander tyd van ons lewe. En nie eers as jong mense, jy doen dit as ouer mense ook. Ek dink almal van ons doen dit vandag nog. Jy's baie vinnig om in daai patroon weer in te gaan. So ek dink is maar ietsie wat ons onsself elke dag in die spieël kan herinner. Dan moet ek ook nou vir jou sê, jou mielies is werklik indrukwekkend. Wat my mielies? O, jy het regtig gaan krap. Kyk, dis nou waarmee jy besig hou wanneer jy nou nie besig is met die musiek en goeders nie. Ja. Ag, ek het so rukkie terug het ek nog geboer en toe was die seisoen nou aangebreek wat ek dit moes ophou doen en ek glo ek sal binne die volgende 2-3 jaar my eie stukkie koop waaroor ek baie opgewonde is, so ek spaar baie mooi. Maar elke jaar as die somer aanbreek, dan het ek en my pa nou nogal so gier wat ons kry om gebruikelike wortels te plant, soos julle daar kan sien, maar om 'n groentetuin te plant en uit dit uit te kook. Ek dink dit is altyd vir my die lekkerste ding is om jou eie goed te gaan pluk en jy maak aan kos daarmee. So ek hou baie daarvan om jy weet krye dromme ook te doen en daai mielies het pragtig opgekom. Ek moet sê ons het lekker mielies gebraai en geëet en deel van slaaië gemaak en hierdie gem squash hier lê nog steeds in die groente rakkie. Maar hy is nou al oranje, so ek dink ons moet hom uithaal. Dit is my great dat jy hieroor praat. Dit is mense besef nie hoe belangrik dit is om met jou eie hande en as jy 'n klein stukkie grond het waar jy bly, al is dit jou tuin, al is dit jou sypaadjie, om met jou eie hande in die grond te krap en kos te plant. Ja, en jy kan nie glo hoe baie kos kry jy uit 'n baie klein stukkie uit. Jy moet maar net bestuur. Ja. Beet is vir my is dit een van die beste goed om te plant want jy kan dit kook en inlê. Dit hou vir jare as jy dit reg bære. So ons eet nou nog aan 'n hele drom beet wat ek ingelê het uit hierdie tuin uit, maar dis so lekker as jy vinnig die aand wil kos maak en jy het nie tyd om groente nou te kook of wat ook al nie, dan gebruik jy die beet. Dis great voeding, is 'n superfood, so ek kan nie sien hoekom ons almal dit nie meer moet prioritiseer nie. En dis special as jy kos maak en jy dink hierdie boontjie. Al is dit nou 'n klein boontjie, maar hierdie boontjie het ek geplant. Dit is baie van die ertjies is maar net so, die boontjies is maar net so lank, maar dis lekker. Hoorie maar nou so gepraat van gesonde kos nou oefen, want jy's ook hard aan die oefen. Hoe gaan dit met die oefenry? Weet jy, is 'n bietjie seer vandag. Nee, dit gaan goed. Ek dink dis moeilik om 'n vaste roetine te hou in ons industrie, maar dis maar iets wat ek moet prioritiseer want omdat ek so lief is vir kos en eet en ek kan nie net een ding proe nou nie. Jy weet as ek gaan eet ook ek moet alles proe en ek moet dit 3 keer proe om seker te maak dit was so lekker soos wat ek nou gedink het dit was. So my maagie kan nogal vinnig hand uitdruk en my love handle, so ek moet kyk wat ek eet en ek moet oefen, maar sover gaan dit goed. Ek het nog so 3 maande oor, dan is ek 9 maande in en hulle sê na 9 maande begin jou lyf die nuwe vorm aan
aanneem wat jy vir hom gee en hoe jy hom dan nou oplei. So oor 3 maande sal ons sien hoe lyk ek dan. Gaan nie 'n six-pack hê nie, don't bet on that, maar ek gaan nog 'n bietjie platter wees. Dis nou maar die ding nie. Ek kan vir jou ietsie vertel. Hoe ouer jy raak, hoe moeiliker raak dit. Ek weet, toe ek 35 word, ek kry nie gewig verloor nie. Toe hy 35 word nie. Ek bedoel dit soos dit is waar dit begin moeilik raak. Hulle pikkel weer op die vetkinders. Op watter ouderdom het dit vir jou gebeur? Ek is jammer man. Sorry. Maar Pierre, jy lyk great. Jennifer, jou 5 randjies gee. Jy kan nie so lag nie. Jennifer, as iemand 'n kompliment vir iemand gee, jy lag so uit jou maag. Dit is so gelyk omdat hy sleg gevoel het. Hy het jou uitgenoem en toe maar jy lyk great. Nadat ek die lekker slaap advertensie gesien het, het ek daai foto van waar hy skree, "What's up, Pington?" Ek so teen my kas gesit en jy's my inspirasie, so ek wil soos jy lyk. Kyk nou net. Moenie jouself vergelyk met ander mense. Nee, maar ek gaan maar ja. Okay, great, tu sê. Vertel ons van Stoetbal, splinternuwe enkels, waaroor gaan dit? Stoetbal is 'n lekker liedjie. Dis iets heeltemal anders as wat ek in die verlede al gedoen het. Dit is glad nie die tipiese popklank of jy weet 'n danstreffer nie. Dit is meer country, folky tipe van liedjie. En die titel gaan letterlik oor die kuierplek, maar ek dink die hele idee agter die liedjie en hoe ons dit geskryf het is om te onthou toe jy student was en jy het nie regtig enige geld gehad en een van die lirieke is ook ek het nie eens geld om rond te staan nie. En jy weet vir ons was dit nou in Pretoria was dit Hatfield Square daai tyd toe ons nou jonk was. Dit was nou die plek waar ek nou baie herinneringe as jong mens gebou het. So Stoetbal gaan net oor daai tye en om te onthou hoe dit was daai tyd en dit is 'n lekker kuierplek in Pretoria. So ek dink die liedjie is nogal ek dink is 'n unieke klank en ek dink hy gaan nog 'n tydjie vat om miskien op mense te groei. Soos wat ek uit regtig lank gevat om op my te groei want ek het nie gedink ek gaan hierdie song opneem en toe éventueel toe dink ek okay. Ek dink hy lê mooi op die oor en dit is nie 'n tipiese danssong nie. Ja. So jy kan hom in enige tipe van jou speellyste sit en hy luister lekker in die agtergrond. En as jy hom luister dan dink jy dalk terug aan jou studente daar en hoe eintlik hoe sorgvry dit was. So, hoekom was dit doelbewus dat jy wegbeweeg het van jou gewone klank na 'n ander tipe klank toe? Is dit 'n rigting wat ons sien jy meer gaan aanvat hierdie jaar dalk? Ek dink verseker die country ding is definitief iets wat ek meer wil inkorporeer in my musiek, maar oor die algemeen is ek iemand wat nogal hou van verskeidenheid doen. So ek sal altyd myself so klein bietjie druk na 'n nuwe grens toe. Ek sê altyd, jy weet, ek wil graag hê mense moet na Rowan Josh kan luister in enige faset van hulle lewe, of dit nou op 'n Sondag is met worship musiek of wanneer hulle diep en stil wil raak en of hulle wil by 'n Woensdag aand braai lekker kuierliedjie wil hê of soos hierdie is 'n lekker langpad liedjie. Ek wil hê mense moet na my musiek kan luister in elke liewe deel van hulle lewe en as hulle besig is om huis skoon te maak en sulke goeters. Dis vir my belangrik om feel good musiek uit te bring. Ek dink dit is ons lewe in 'n deurmekaar genoeg wêreld dat ons nie nou nog deurmekaar musiek ook hoef te hê nie. So vir my gaan dit altyd oor musiek moet feel good wees. Dit moet 'n lekker boodskap wees en jy moet dit enige tyd kan aansit en luister. So ek dink ek sal altyd die boundary 'n bietjie druk alle kante toe. So gepraat van Sal in die toekoms. Ons het gister met Peach van Pletchens gepraat. Hy doen nogal baie collaborations, duette met mense. Is daar enige duette wat dalk ek weet jy mag seker nou nie sê wat kom nie, maar wat jy aan dalk dink om te doen in die toekoms? Sy weet dit nog nie. Ek het nou eendag vir haar gevra, maar ek wil verskriklik graag eendag in my lewe 'n duet opneem saam met Liesel Pieters. Sy het vir my die mooiste en die beste vroue stem in die land. Ek dink sy is totaal en al underrated. So ek sal baie graag iewers die kans wil hê om net te kyk wat ons twee saam kan doen. So, maar ons kort 'n liedjie en dit moet 'n lekker liedjie wees en moet 'n goeie liedjie wees en dan sal ek vir haar bel en sê Liesel. Hier's ek nou voor jou deur. Ja. Wat lê voor vir die res van die jaar vir jou? Lekker besige jaar. Ons wil hierdie jaar wil ek regtig baie musiek uitbring. Ek dink dit is vir my prioriteit hierdie jaar. So ek het nou onlangs het ek vir die mense op Facebook en TikTok en Instagram gevra wat se deksnitte wil hulle hê moet ek opneem, so covers. Ek's baie lief daarvoor om covers te doen. En toe het ons nou 8 gekies uit daai groep uit. So ek binne die volgende maand of wat is daar 8 covers, akoestiek covers wat uitkom en dan het ek 'n geestelike album wat later in die jaar uitkom waaroor ek baie opgewonde is.
En einde van die jaar gaan ons weer 'n lekker paar Afrikaanse danssongs uitbring. Soos 'n besige jaar wat musiek betref en dis hoe ek daarvan hou. Dit is altyd lekker om met jou te gesels en jou hier te op ons geel. Dankie vir jou tyd vanoggend. Kan ek net sê julle is die vriendelikste groep mense in Pretoria. Ek weet seker daarvan. Behalwe Jennifer. Die res van ons is sulle. Wie Roan, baie dankie vir jou tyd vandag. En wel dan vir die nuwe enkelsnit. En ons sien uit na die res van die jaar. Ek seker as jy nou soveel musiek gaan uitbring, gaan ons jy ook meer sien die res van die jaar. Ons hoop definitief so, dankie.